Goeiedag en baie welkom weer by jou 319de dagstukkie van Lewe Lig. En vandag se tema is: Ek hou jou vas. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Troos is wanneer iemand langs jou kom sit sonder om jou pyn te probeer fix. Hou u my hand. Ek was veronderstel om net 'n roetine 3-vat hartomleiding te kry. Alles was beplan, die dokters kalm, my vrou het nog rappies gemaak in die wagkamer, maar toe loop dinge skeef, baie skeef. My hart het gaan staan, langer as wat enigiemand wou gehad het. Vir 'n paar minute was ek klinies dood. Die span het aangehou veg, skokke, druk, pompe, sweet en trane, totdat my hart weer begin klop het. Toe ek uiteindelik my oë oopmaak in die ICU, was die eerste ding wat ek gevoel het, 'n warm hand om myne. Nie 'n dokter nie my vrou nie, sy was nog buite. Maar een van die nagdienssusters. Sy het langs my bed gesit, stil, net daar, en my hand vasgehou. Sy het niks gesê nie. Sy het geweet wat ek deurgemaak het, want sy was in daai teater toe hulle vir my lewe geveg het. Sy het geweet die trauma sit nie net in die litteken op my bors nie, maar diep in my siel. En sy was net daar, 'n Jesus met 'n vel om. Ek het later gehoor hoeveel mense vir my gebid het, van al die beterskap boodskappe, kaartjies, blomme, mooi woorde. Dit was wonderlik. Ek was oneindig dankbaar daarvoor. Maar as ek vandag terugdink wat my regtig deur daai donker dae gedra het, was dit nie die woorde nie. Dit was daai hand, daai stil warm, ek los jou nie hand. En ek is nie die enigste een nie. Ek het al soveel stories hoor van mense wat op pad deur kanker moes opveg, wat kinders verloor het, wat deur egskeidings is, wat in die donkerte van depressie sit. En as jy hulle vra, wat het jou die meeste gehelp, dan sê hulle, byna almal dieselfde. Iemand het net my hand vasgehou. Nie preke nie verse of gebede nie. Net 'n hand, 'n teenwoordigheid. Iemand wat sê sonder woorde, ek is hier, jy's nie alleen nie. Dis wie God is. Ons wil so graag sy stem hoor, groot dinge, duidelike antwoorde, donder en weerlig. Maar partykeer, veral in ons donkerste nagte, praat hy nie hard nie. Hy fluister met 'n hand. Hy troos deur die hand van 'n vriendin, die arm van 'n vriend om jou skouers, die ou tannie in die kerk wat elke Sondag langs jou kom sit, al sê sy nooit 'n woord nie. Hy is die God van alle troos, sê Paulus, en hy gebruik mense om daai troos uit te deel. Hy maak sy hande ons hande, sy arms ons arms, sy teenwoordigheid ons teenwoordigheid. Maak nie saak hoe diep jou donker vandag is nie. Voel net gou, wie is dit wat jou hand vashou? En as jy die een is wat sterk staan, kyk rond vir iemand wie se hand bewe. Gaan sit langs hulle. Moenie eers probeer om die regte woorde te kry nie. Hou net vas. Wees net 'n Jesus met 'n vel om, want soms is die grootste wonderwerk nie dat God die storm stil maak nie, maar dat hy jou hand vashou in die storm. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy raak ons so maklik paniekerig in die storms van die lewe? Wat kan ons doen om meer van God se teenwoordigheid bewus te word? Hoe gaan jy vandag begin om ander se hande wat bewe vas te hou? Here Jesus, dankie dat U ons nooit los nie, selfs nie in die donkerste donkers nie. Gebruik vandag my hande om U liefde te wys aan iemand wat dit nodig het. Amen.
Kom ek en jy gaan leef hierdie week met 'n vlak onthou van hoe ander ons hande vasgehou het, hoe hulle 'n Jesus met 'n vel om was, en kom ons gaan wees en word dit verander rondom ons. Mag die Here jou ryklik seën. Shalom. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en jou nommer per WhatsApp na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Besoek gerus ook ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal vir meer inspirasie. Sakke vol seën vir jou. Shalom.